Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video gaan ons 'n bietjie kyk na kwadratiese drieterm, baie spesifiek die faktorisering van kwadratiese drieterm. Ek het ander faktorisering video's wat ek gaan maak. Daar is nie net een manier om te faktoriseer nie, daar's 'n klasse klomp. En die basiese prinsip van om te faktoriseer beteken jy moet net altyd in jou oor knoop, beteken eintlik maar net jy beweeg na hakkies toe. Jy gaan ander onderwysers kry wat sê nee, jy maak hom een term en ja, tegnies doen jy, maar dink net daaraan jy beweeg na hakkies toe. As jy vereenvoudig, beweeg jy weg van hakkies af, maar in faktorisering beweeg ons na hakkies toe. Hier is 'n spesifieke een, ek dink daar's so 4 of 5 tipe maniere of tipe maniere wat jy kan faktoriseer. Nie spesifiek kwadratiese drieterm nie, maar ander uitdrukkings. In hierdie video gaan ek net kyk na kwadratiese drieterm. Jy sal die res kan kry soos verskil van 2 vierkante en groepering en al daai ander nonsens in van die ander video's. Hierdie video's fokus spesifiek net op kwadratiese drieterme. Nou, ek gaan nie so lank wees nie. Ek gaan net dit soos die konsep verduidelik en sien en net vinnig oor dit gaan, 'n vinnige voorbeeld gee en dan klomp huiswerk gee, basies. Jy hoef nie, obviously jy hoef dit te doen nie, ek gaan nie vir jou sê, ek kan jou niks aandoen as jy dit nie doen nie, maar jy gaan jouself net in die voet skiet as jy dit nie doen nie. So, dis 'n klomp som in die einde van die video, wat jy dan by jouself moet gaan probeer, dan iewers in die toekoms gaan ek video's oplaai, waarin ek elkeen van hierdie as 'n voorbeeld gaan doen. Faktorisering is 'n belangrike ding. Jy doen dit nie net nou in hierdie jaar nie. Jy gaan dit volgende jaar doen en die jaar daarna tot en met jy graad 12 is. En in graad 12 verwag hulle nie van jou, hulle gee nie vir jou soveel punte nie. So hulle verwag nie van jou om dit stap vir stap te doen nie. Jy moet dit dadelik kan doen. Jy moenie deur al die stappies gaan en jou goedjies trek en allerlei sulke nonsens nie. Jy moet letterlik net van die drieterm tot die hakkies toe. So ek gaan jou verduidelik hoe om dit hierso te doen. Spesifiek in hierdie video gaan ek praat oor 'n metode wat vir my geleer is. Hy het nie regtig 'n naam nie. Ek noem dit nou net die twee-sin metode, want daar's 'n ander een ook, daar's 'n tabel of wat noem mens dit? 'n leertjie metode waarmee ek julle ook gaan help. Maar dit gaan in 'n ander video wees en moenie worry nie, ek sal hom oplaai. Julle hoef nie uit te freak as jy nie hierdie een verstaan nie, maar hierdie een is die vinnigste. Dis ook die maklikste en dit is die effektiefste een wat daar is, na my mening. So, hoe weet ek wanneer 'n uitdrukking met kwadratiese drieterme of die kwadratiese drieterm gefaktoriseer kan word? Hy moet 'n sekere manier lyk. Dit is baie belangrik vir julle om te besef hoe lyk die uitdrukking voordat jy net gaan en dinge doen. Want baie van julle gaan en doen die dinge en dan lyk niks reg nie en dan weet julle nie hoekom dit reg lyk nie en dan is daar eers 'n paar stappe wat jy gemis het. Jy het hom nie in sy standaard vorm gaan skryf nie. So om te weet wanneer jy werk met 'n kwadratiese drieterm, is daar twee dingetjies waarna jy kyk. Dis baie eenvoudige, eintlik drie dinge. Baie eenvoudige dinge en as jy daarna gekyk het, imagine dit soos tikboksies in jou kop. As hy die een het, en hy daai een, en hy die derde een, dan is jy fine. So, die eerste ding, en dit staan so in die naam, kwadraties. Wat beteken 'n kwadraat? As jy nie weet nie, gaan kyk my term video. 'n Kwadraat is 'n tot die mag 2, of 'n eksponent van 2. Hy het 'n spesifieke naam, die ander het nie sulke spesifieke name nie. Eintlik het hulle, maar ek weet nie wat hulle is nie. Maar as daar 2 is, noem ons hom 'n kwadraat ook. Kwadraat, want ek weet nie. Die volgende een in die sin self is 'n drieterm. So kyk, hierdie uitdrukking hieronder, daai x tot die mag 2 minus 4x minus 12, hy het 'n kwadraat. En hy het 'n kwadraat in die regte plek. Sy kwadraat is heel voor, maar vir nou kyk ek net na die feit dat hy 'n kwadraat het. Volgende kyk ek na, is daar 3 terme? 1, 2, 3. En dan sien ek die 3 terme, so okay. Hy voldoen aan die standaarde wat gestel is vir 3 terme.
Nou ek het vir jou gesê daar's 3 dingetjies waarna jy kyk. Die volgende ding waarna ons gaan kyk, gaan so wees, want hy moet in 'n spesifieke formaat geskryf word. Hierdie is die standaard formaat. Kan jy sien die eerste x, jy het 'n kwadraat, die term net regs van hom, die -4, het 1x. Ek weet daar staan niks by sy eksponent nie, maar as daar mos niks staan nie, is daar mos tegniese 1. So tegnies het hy 1x en die laaste term het geen x in nie. 0. So dis 2x, 1x, 0x. Dis die standaard formaat waarin hy geskryf moet word voordat jy enigstens kan dink om hom te faktoriseer. Nou, ek het dit gesê. 2x, 1x, 0x. Wat jy gaan moet doen is, as hy nie so is nie, kyk, in hierdie voorbeeld is hy nie so nie. Daai 2x daarvoor, daai 2x kwadraat, hy veroorsaak dat hierdie ding nie in standaard vorm is nie. Want daar's nou skielik 'n 2x. Sy koëffisiënt, die x kwadraat, sy koëffisiënt moet 1 wees. In die vorige video was dit 1. In hierdie geval is dit 2. So wat doen jy? Jy haal letterlik net die 2 uit. So maklik is dit. Sit hom voor. Jy haal hom uit die x kwadraat uit. Dit beteken hy word ook uit die 8x, die -8x uitgehaal. En dit beteken hy word ook uit die -24x uitgehaal. As ek sê ek haal dit uit, dit beteken mos ek deel eintlik. So die eerste een, 2 gedeeld deur 2 is 1. Skryf ek so neer. 1x kwadraat. Dit is nie regtig 'n 1 nie, maar julle weet mos, die koëffisiënt as die koëffisiënt 1 is, dan skryf ons hom nie neer nie. Dieselfde met as die eksponent 1 is. 1 is nutteloos en ons hoef hulle nie neer te skryf nie. Die 4 het 'n 4 geword, 'n -4x, want -8x gedeeld deur 2 is -4x. En die -24 het 'n -12 geword. Nou kan ek hom faktoriseer. Sien jy, want nou is hy in standaard vorm. Die standaard vorm is letterlik daar in die middel. X kwadraat -4x - 2. Daar's niks voor die x kwadraat nie. Dis nie x tot die mag 3 nie. Dis x tot die mag 2 en daar's 3 terme. Hoor jy, daai is die dingetjies waarna ek kyk, daai 3 dingetjies. Nou, wat gebeur as dit x tot die mag 3 is? As dit x tot die mag 3 is, kan jy nou chill, nê, vir nou. Want hulle gaan nie in hierdie jaar vir jou enigstens verwag om 'n 3 term te kan faktoriseer nie. Hulle gaan dit eers later. Ek dink dit is eers graad 10 of graad 11 wat hulle vir jou dit leer. Maar in hierdie jaar is jy veilig. Dis maklik, is easy peasy. Wat hulle gaan doen is, as daar 'n x tot die mag 3 voor is, gaan die laaste term ook 'n x hê en die middelste term. Sien jy, nou is dit 3x, 2x, 1x. Wat moet dit wees? Dit moet wees 2x, 1x, 0x. So, al wat jy doen is jy haal, soos wat ons in die vorige ene 2 uitgehaal het, haal ek letterlik net nou 'n x uit. So maklik is dit, eenvoudig, sit hom voor die hakie, x tot die mag 3 word x tot die mag 2, -4x kwadraat word -4x, hy het 2x gehad, hy het nou net 1, en die laaste een, -12x word net -12. Nou sit in standaard vorm, en nou gaan ek kan faktoriseer. So, hoe presies faktoriseer mens? En ek het julle gesê, in hierdie video gaan ek julle verduidelik hoe om 2 sinne te gebruik om te kan faktoriseer, die 3 term te kan faktoriseer. In die begin gaan dit baie confusing wees, moenie worry nie. Ek was nie so confused nie, hierdie staf was eintlik nog maklik vir my. Maar, met meeste van julle is dit baie confusing. Maar sodra jy dit inoefen, sodra jy 4-5 voorbeelde daarvan sien, en sodra jy dit self begin probeer, gaan dit regtig baie makliker word. Jy gaan die sinnetjie begin herhaal en op 'n stadium gaan jy so moeg wees daarvoor, dat jy dit in jou slaap kan doen. So, kom ons begin. Ek het vir julle daar net nou daai voorbeeld gegee, hierdie voorbeeld, x tot die mag 2 -4x -12, en ek verwag nou van julle om hom te gaan faktoriseer. Sien julle, daar's niks hakies nie. Kom ons begin eers daar. Faktoriseer beteken beweeg na hakies toe. So daar is niks hakies toe nie, daar is niks hakies nie. Ek moet nou hakies
vorm, hakkie skep. Hy het 'n x kwadraat, en dan het hy 1x en dan het hy 0x, so hy voldoen aan daai vereiste, en daar is 3 terme. Baie belangrik, en die laaste enetjie is, daar is niks voor die x kwadraat se koëffisiënt nie. Sy koëffisiënt is 1. As daar 'n half was, sou jy 'n half uithaal. As daar 24.000 was, sou jy 24.000 uithaal, solank daar niks voor die x kwadraat staan nie. Is jy sharp. So, eerste sin, kom ons val in dit in. My eerste sin gaan as volg wees. Ek weet ons lees tradisioneel, jy weet as jy mos lees, Sunny het jou sakke sout, dan begin jy mos links lees. Jy begin van links af en jy lees regs toe. In faktorisering doen jy dit teenoorgestelde. Dalk sit ek om dit so te mekaar is vir mense. Jy begin met die 12. En die eerste vraag is, watter 2 faktore van 12? Sien jy, ek begin met 12 en dan beweeg ek vorentoe. Watter 2 faktore van 12 moet ek met mekaar maal om by die middelste term uit te kom? So, as ek vir jou sê 2 faktore, wat is faktore van 12? Beteken 2 getalle wat met mekaar maal om by 12 uit te kom. Ek het spesifiek 12 gebruik want hy het amper die meeste. Ek weet daar's ander getalle wat baie groter is, wat regtig baie faktore het, maar 12 het 3. Meeste getalle wat hulle jou nou gaan gee in graad 9 en graad 8 en waar ook al, het nie soveel faktore nie. Dit gaan soos 8 wees en 8 het 2 of 2 pare eerder. Hy het 2 maal 4 en 8 maal 1. Of 10 wat 2 maal 5 het en 10 maal 1. 3 is bietjie spesiaal want hy het 'n derde een. Hy het 'n 3 maal 4. So 2 maal 6, 12 maal 1 en 3 maal 4. Dit maak dit bietjie moeiliker want jy het nou net nog 'n ekstra paar faktore om van te kies, maar nie soveel nie, soos regtig nie. Nou, die eerste deel van die eerste sin is watter 2 faktore van 12, skryf ek vir jou daai die faktore neer, moet ek van mekaar aftrek, want kyk, die 12 het 'n minus. Jy kyk na die 12 se minus, nou ons lees van regs, as ons faktoriseer met 3 terme, lees ons van regs na links toe. Ek begin by my 12, watter 2 faktore van 12, en dan die volgende dingetjie wat ek sien is die minus, moet ek van mekaar aftrek, om nou minus, leer hulle jou mos ook, 'n ander woord vir aftrek is verskil. Ons gaan dit nou gebruik, maar daai verskil beteken ek moet hulle van mekaar aftrek, daai minus. En ek moet hierdie 2 faktore van 12 van mekaar kan aftrek om by die middelste term uit te kom, die 4. So, kom ons begin met 12 maal 1. 12 maal met 1 gee vir my 12, maar as ek hulle van mekaar aftrek, gee dit vir my 11. So hy werk nie. 3 maal met 4, 3 maal met 4 gee vir my 12, maar as ek hulle van mekaar aftrek, gee dit vir my 1. 2 maal met 6, as ek 6 minus 2, kry ek 4. So, my 2 faktore, wat ek met mekaar kan maal om by 12 uit te kom, en van mekaar kan aftrek om by 4 uit te kom, is 2 en 6. So, die 2 faktore wat ek gaan kies, vir my faktorisering, is 2 maal 6. So, jy begin deur daai tweeetjies daar neer te skryf, en jy gee vir elkeen van hulle hakie. Kyk, faktorisering beteken mos na hakies toe. So, daar is my 2 hakies. Nou, ek werk ook met x. Nou, jy moet jou veranderlike iewers daar binne hê. So, jy sit jou x'e ook daar binne. Jy het nou klaar jou 2 getalle. Jy het nou klaar jou x'e. Jy het nou klaar jou hakies. Jy is omtrent 2/3 van die pad klaar. Die laaste derde is eintlik die moeilikste. Of, meeste mense dink is die moeilikste. Maar, dit is my tweede sin van faktorisering, van die faktorisering van 3 terme. Ok, kom ons begin met hom. Hy is die moeilikste want dit werk met tekens, en as jy sukkel met tekens, ek het 'n tekens video, hy sal nou hier iewers oppop. Gaan kyk het, want jy moet regtig 'n goeie verstaan van tekens hê, om dit te kan plaas,
in die regte hakie om die regte funksie te doen. Maar die tweede sin help jou klein bietjie, want jy begin weer regs na links. Nou gaan ek direk na my eerste sin toe, sorry. My tweede sin is, my twee tekens moet van mekaar verskil, omdat ek vir gesê het dat, 'n ander woord vir minus, is mos verskil. So as jy 'n minus sien, dink net altyd, okay, die tekens moet van mekaar verskil, dit beteken hulle kan nie dieselfde wees nie. As hy plus was, sou dit dieselfde wees, jy gaan sien, ek gaan nou 'n voorbeeld daarvan doen. Maar in hierdie geval is dit 'n minus, so die twee tekens in my hakies moet van mekaar verskil. Dit beteken een is 'n plus en 'n ander een is 'n minus. Nou, waar kom die plus en waar kom die minus? Dis die volgende vraag. En die res van die sin beantwoord dit. So jy begin met die laaste teken. Jy sien, my twee tekens gaan van mekaar verskil. En dan gaan jy nou die middelterm se minus doen, dan sien jy, okay, die grootste getal moet die minus hê. Die grootste getal, die grootste een van my faktore moet die minus hê. En kyk, ek het eintlik al die werk vir jou klaar gedoen. Ek het die grootste getal gaan onderstreep. As jy nie geweet het 6 is groter as 2 nie, daar's hy, dis jou lucky day, ek het dit vir jou gedoen. En dit beteken die 6, of die hakie met die 6 in eerder, kry die minus, en die tekens verskil van mekaar, so die kleinste getal, so die hakie met die 2 in, kry die plus. Maak het sin? Ok, as dit nie sin maak nie, verstaan ek. Die eerste keer het ook nie heeltemal sin gemaak nie, daai twee sinnetjies moet eers in jou kop oorspeel en oorspeel en oorspeel, so 6 keer voordat jy, ok, ek dink ek begin 3 terme te verstaan. En sodra dit gebeur, dan is jy gesort, dan hoef jy niks vreemde ander dinge te doen nie. As jy nog steeds daarmee sukkel na 12 voorbeelde, nee, spesifiek 12 voorbeelde, dan sal ek sê probeer 'n ander metode. En dis hoekom ek nie net een metode van 3 terme gaan oplaai nie, ek gaan 'n ander een ook oplaai, moenie worry nie. Maar soos ek gesê het, as hy 'n plus daar in die middel was, sou dit dieselfde wees. Maar ek gaan nou 'n voorbeeld daarvan doen. So, volgende een. Of nog nie 'n volgende een nie. Vinnige recap oor die twee sinne. Sin nommer 1, kyk, daar's 3 dele, daar is 'n oranje deel, 'n groen deel en 'n ligte blou deel. Sin 2 het ook 2 dele, 'n persdeel en 'n is dit rooi? Ja, 'n persdeel en 'n rooi deel. En in elke deel is daar 'n belangrike punt. Die rede hoekom ek dit in 3 opgedeel het, is omdat hulle elkeen 'n kern het. Die kern van die eerste sin is die 12 en die einde van jou 3 term, die minus voor die 12 en die 4 die middelterm, so die middelste koëffisiënt. Sy teken in die eerste sin is nie belangrik nie. Sy teken egter in die tweede sin is belangrik, want in die tweede sin kyk jy na die 12ste teken weer en die teken van die middelste term. So jy gaan 2 keer na die teken van die middelste term kyk. Ja? Jy gaan 2 keer na die teken van die 12 kyk, van die laaste term. En jy gaan 1 keer na die ander kyk. 1 keer na die teken van die middelste term en 1 keer na die getal van die middelste term en 1 keer na die getal aan die einde van die 3 term. Kom ons nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 2. Ek gee vir jou 'n 3 term. Sien, hy het nou nie enige x'e voor nie, hy het nie 'n 2 daarvoor nie. Dit is 2x'e, 1x, 0x. En daar's 3 terme. So hy voldoen aan al die vereistes, ek kan net begin faktoriseer. In my eerste sin sê mos, watter 2 faktore van 12, gelukkig werk ons so met 12, jy weet nou wat die faktore is, want ons het 'n voorbeeld gedoen, moet ek van mekaar, of met mekaar, bytel, want ons 'n plus daar, in die vorige sin was dit, moet ek van mekaar aftrek, so dis dingetjie wat verander. As jy wil teruggaan, nee, ek het vergeet om dit te sê. In die vorige prentjie, daar waar ek vir jou die 2 sinne opgesom het, daai 5 dinge is die enigste 5 dinge wat gaan verander. So jy kan die som gaan neerskryf, die 2 sinne, sorry. Gaan skryf die 2 sinne miskien vir jou neer.
Los klein blokkies daar waar ek blokkies getrek het. Want daai 5 dingetjies is dit wat gaan verander afhangende van hoe my 3 term lyk. En hierdie een is daar plus daar, so wat gaan gebeur is die 2 faktore wat ek gaan kies van 12 moet by mekaar bygetel word. En hulle moet vir my middelste waarde kry wat 7 is. So ons begin. Maak 2 hakies, om nou weer werk met x'e. Ek het klaar vir jou besluit dit gaan 3 en 7 wees, want dink gou daaroor. 12 maal 1 gee vir my wat? 12. Maar 12 plus 1 gee vir my 13 en 13 is nie 7 nie. Of ek dink nie dit is 7 nie. Ja nee, wat dalk by 7 kan uitkom is 6 en 2. Kom ons kyk gou. 6 en 2 gee vir my 12, maar 6 plus 2 gee vir my ongeluk 8. So dis nie 7 nie. So die enigste ander paar wat gaan werk is die 3 en die 4. Maal met mekaar gee vir my 12 plus met mekaar gee vir my 7. Daarom kies ek in hierdie geval 3 en 7. Hoor my, 3 en 4. Onthou ek werk nog met x'e en die volgende vraag gaan wees of die volgende sin gaan wees om die t-tekens en die hakkies reg te kry. So my tweede sin gaan as volg werk. Kyk, ek kyk nou net na die 2 tekens, die plus en die minus. Die plus by die 12 en die minus by die 7. So my tekens gaan dieselfde wees, omdat dit 'n plus. En die grootste een gaan die minus kry. Wat sien is die grootste een? 3 of 4. Ja, ek met die 4 en is die grootste een. So ek skryf daar by die 4 'n minus, maar omdat die tekens dieselfde gaan wees, kry die 3 ook 'n minus. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. Hierso is nou, omdat ek het vir gesê, as jy na 12 voorbeelde nie dit verstaan nie, dan moet jy 'n ander metode kry. So 12, die faktor van 12 kan net hierdie 12 maniere gevra word. As jy al hierdie verstaan, gaan jy 2 dinge verstaan. Jy gaan verstaan hoe 3 terme werk en jy gaan verstaan hoe om te faktoriseer met 12. Want ek het elke liewe moontlike manier om te faktoriseer met 12 as die einde van my 3 term, het ek hier gaan neerskryf en ek doen hulle in 'n voorbeeld video bietjie later, wanneer ook al dit gaan gebeur. En as jy hierdie kan doen, dan is jy fine. Dan verstaan jy 3 terme en jy gaan fine met die faktorisering. As jy dit nie kan doen nie, gaan kyk my ander video wat ek gemaak het van die leertjie metode. Hy breek hierdie bietjie op in 'n simplistiese metode. Ons bietjie meer stappies. Dit vat langer, maar dit werk elke keer. So ja, dis die einde van die video. Vat 'n pause hierdie video en dan probeer jy elkeen van hierdie 12. Ek sal nou die ander video gaan maak en dan kyk jy net of jou antwoorde reg is. OK, sien julle in die toekoms.